tong in die kies. Is vroue wynmakers beter as mans wynmakers? Welkom by die Reine Wynheid. Ek verwelkom 3 groot kokkedore in die ateljee. Riani Strydom van Cavalli, ook van Strydom Familie Wyne, Ilunda Basson, sy is van Steenberg Wyne en Isel van Blerk van KWV. Ons gesels bietjie oor hulle loopbane, hoe vorder die oes op hierdie stadium, en Isel het ook net tot by ons gemaak na aanleiding van ongeluk op pad na die onderhoud, so baie dankbaar dat sy by ons kon aansluit. Maar heel eerste is dit tyd vir my wyn van die week. Ek het hierdie wyn vir die eerste keer verlede jaar gedrink. En ek was so beïndruk met die diepte en tog is dit lig. Gee dit 'n kans. Ek het vir die wynmaker gevra om vir jou meer te vertel daarvan. Dit is 'n Cabernet Franc. Baie lief vir Cabernet Franc, baie lief om hierdie variëteit in Suid-Afrika te verken. Weereens verskillende style daarvan natuurlik beskikbaar. Dit is die Breton van Lucas van Logrenberg. Dis van Logrenberg Wyne, die Breton Breton, as jy dit wil gaan opsoek. Wat 'n lieflike wyn. Kom ons hoor wat sê Lucas van hierdie, wil ek sê, amper gunsteling kind in die stal. Hallo Martelies. Ja, is Breton, my blue-eyed boy. Die naam Breton is die ou Franse naam vir Cabernet Franc in die Loire Vallei. Ja, dis toe ons nou ons eie ding in 2016 begin het, was ek sterk vasbeslote om hierdie Loire styl wat bietjie meer gefokus is en wat oor die variëteit gaan, nie noodwendig die Bordeaux eienskappe het van bietjie ryper oorgehoud en oorgeëkstraheer nie. Dis 'n wyn wat praat oor die variëteit, ons ongelooflike granietgronde. Dis gewoonlik van 2 plase, van Pierre Winshaw, Klein Welmoed langs Meerlus, en dan Dani Carinus in die Polkedraai Blue Gum Grove. Ons gebruik niks ensieme giste of breimiddels nie, en dan die wyn verouder in so 40% concrete, en dan die res groot 500 liter vate. En nou, ek hoop dit is voldoende aan jou, en weer eens baie dankie vir jou ondersteuning. Baie dankie, dit dan Lucas van Logrenberg oor die Cabernet Franc, die Breton. Gaan kyk gerus, kyk of jy dit in die hande kan kry, sê vir my wat jy daarvan dink. Regtig 'n besonderse Cabernet Franc. Ek is geweldig bevoorreg om hulle in die ateljee te verwelkom, want ek dink die mense verstaan lekker in watter tyd van die jaar hulle al die pad gery het deur stormweer en ongelukke om hier te kom en met ons te kom praat oor hulle wynloopbane nie. En dit is in die ateljee Ilunda Basson, ons het vir Isel van Blerk, Riani Strydom. Ilunda is die kellermeester by Steenberg, Isel senior wynmaker by KWV, spesifiek gefokus op die mentorsreeks, en Riani natuurlik by Cavalli Estates, daai wynlandgoed en hulle eie familie Strydom wyne, en ons het al die wyne in ons wynkas by die huis. So, dit is my so groot voorreg om julle hier te hê. Isel wat sommer 'n ongeluk ook was op pad hiernatoe. Isel, is jy okay? Sy sou amper nie kom nie. Hoe het jy dit toe nou tot hier gemaak? Nee, ons is reg. Die mense wat die kar kom tou het, jammer vir die Engels, hulle het ons sommer hiernatoe gebring. So ons is veilig hier, sal môre seker so effens 'n stywe nekkie hê, maar verder behoort daar's niks wat wyn nie kan regmaak nie. So wyn maak 'n mens mos bietjie slapper ook. So nee, ons is hier en baie opgewonde om hier te wees. En Isel, vaderland. Nee, baie dankie. Ek het nou maar vrede gemaak met die feit dat jy nou nie meer kan deelneem nie, en toe sê jou verteenwoordiger net, nee, sy het nou 'n plan gemaak, sy kom. So sê dankie vir daai ouens wat julle ingesleep het. Riani, jy sê toe nou vandag, dinge werk toe nou eintlik so uit dat jy hoef nie vandag te pluk nie, weens die reën, maar dit is ook nou nie goed nie, want dit is tyd. Daai drywe moet in. Hoe gaan dit julle kant? Ja, ag nee, ons is net besig met Chenin Blanc en Chardonnay. Die vorige 2 jaar het ons letterlik die wit, as ons begin sny is 10 dae is alles af, en dan binne 5 dae daarna is alles in vaat. Dus is actually lekker vinnige in en uit. En dan 2 weke dan begin die rooi is. Maar hierdie jaar is 'n bietjie van 'n ander jaar. Hou ons 'n bietjie besig. Ons begin al die blokke sny net tot in die helfte van die rye, want die een helfte is ryp en die ander helfte is grasgroen. So die oes is ook bietjie groter. So ek sou baie graag vandag verklaar maak met die Chenin Blanc, maar
Dis die een ding wat jy nie kan beheer nie, dis die weer. Daar's baie mense baie dankbaar vir die reën. Ons is dalk nou nie hierdie keer so baie dankbaar nie, maar ons druk deur en ons is maar net weer geduldig. Partykeer is dit goed om ons net weer terug te sit op ons stoele en net te besluit, hoorie, wag nou bietjie. Dis dalk 'n beter besluit. En ek moet net sê, julle 3 handelsmerke wat deur julle familie loop, wat julle in ag moet neem. En ek meen, ek kan my voorstel dat op die verskillende plase is daar ook verskillende tye van pluk. So hoe gaan dit tussen jou en Louis en Strydom? Ja, Strydom het ons nogals vroeg die Shannon gepluk, so al die wit is af by ons. Ons wag nou vir die Sinsa om regter ryp te raak en die Cabernet Franc baie naby en Shiraz is baie laat. Louis doen net rooi. So Louis begin jy nie plan nie in die laaste week van Februarie. Jy weet dan begin hy nou eers werk. En ek het die stories nou met Cavalli, ek wil eerste jaar is ons die laaste druiwe gepluk die 4de Maart en laas jaar die 10de Maart. So as hy begin werk het ek klaar. Wat eintlik baie lekker is. Ja, ons rooi Cabernet wat gewoonlik laaste is 'n vroeë kloons wat nogals lekker is. Veral as ons laat reëns begin kry, is die druiwe klaar af. Maar ja, so nou gebruik ek verlooi om al die los jobbies te doen en ek kan net ek kom en gaan, ek werk net, kom laat by die huis, werk naweke en hy ry natuurlik baie fiets en oefen vir die Cape Town cycle tour. Ek is lekker jaloers want ek raak al hoe agterder en onfikser, maar nou ja, ek spring seker nou nie 6:00 in die oggend weg nie, ek spring eers 9:00 weg. So ek is saam met die booze cruise. Sê vir en jou seun het nou by Alto begin. Jean-Louis het nou vir 'n jaar en 'n half gekyk na Strydom. Dit was altyd die plan dat hy dit doen, maar hy het nou 'n goeie geleentheid gekry. So ja, hy het nou begin laasweek maandag by Alto. So 4 wynplase wat nou so deur die familie loop. Ek weet hoe julle dinge gebalanseerd hou so ons wonder tussen ook gesprekke baie daaroor. Is al Warmparel so bedompig? Hoe loop julle sake met die oes? Die oes het baie vroeg begin. Die witdruiwe het so 7 tot 10 dae vroeër ingekom as verlede jaar. Aan die rooi kant het ek my eerste Tempranillo blokkie 20 dae vroeër ingekry as verlede jaar. So dit was so half 'n skok. Ek dink ek het begin werk, ek kan nie eers die datum onthou nie, maar ek weet net ek het saam met die MCC druiwe in die keller ingestap. So ek het sommer alles verwelkom saam met dit toe ek instap. Maar ja, dit is die oes lyk goed, groter. Ek dink dit gaan 'n vinnige oes wees, maar vanoggend toe neem ek so 'n foto buite die keller en ek tipiese Karlien van Jaarsveld liedjie Jakkalsrou met Wolf se vrou en dit bring wat Rihanna ook gesê het, ons het nie beheer oor natuur nie. Dit bring ons net gou weer terug om bietjie rustiger te raak. Ek sê altyd vir my kellerspan, pause net gou, stop gou, dink en fokus. Ek dink dit bring ons nou net weer vinnig gou in balans in. Ja. En dan kan ons gou die kelder net gou weer leeg pres. Dan sal ons weer volgende week reg wees om vol te maak. En die Lunda jou kant, en dan kan jy sommer vir ons vertel van die wyn wat ons proe. Ek het vir elkeen van julle gevra om 'n wyn te bring wat julle self maak, wat julle tans geweldig geniet en wat julle trots op is. Natuurlik 'n hele ander klimaat, Steenbergse rigting. Ja, soos dit vir my klink, is ek eintlik die enigste een wat vanoggend regtig kan sê ek is moeg. Want ons het die 7de Januarie weggespring met vonkelwyndruiwe en dit was volstoom. 4 weke volstoom, want Januarie was warm en ons het almal gedink, o jene, hier kom 'n stormloop, ons gaan druiwe moet deurdruk deur die keller om plek te hê vir alles, want alles gaan ryp word. En toe, skielik toe begin Februarie afkoel, en nou sit ons hier in die ateljee op 'n maandag en dit reën. So, ons eerste 4 weke met die vonkelwyn basiswyne was baie besig, en laasweek het ons eerste van ons wit ingeneem. Ons sit so 5 kilometer daar van die see af, so 'n lekker koel klimaat, en ons het gedink, ons sal dalk weer so by Woensdag se kant wegspring met die laaste van die Sauvignon en 'n bietjie Semillon, en nou dink ek het ons seker maar so 'n halwe week se afdroog weer nodig. So kom ons hoop vir die beste. En hierdie wyn moet ek net sê, ek is baie lief, en ek weet mense dink nie, dis nie noodwendig 'n hot of romantiese geurspektrum nie, maar daai geblikte ertjie geur wat ek optel, dit is een van my gunsteling Sauvignon Blanc karaktertrekke. Ja, ek dink baie keer as wynmaker moet 'n mens baie keer jou ego bietjie wegpak. En jy moet wyn maak van, soos ons almal nou al gesê het, van jou terroir en van jou klimaat en van dit wat die natuur vir jou gee. Ek dink ons is almal in hierdie loopbaan
want ons is waarskynlik liewer vir plante en diere as vir mense. En ons tyd daar buite in die wingerd en buite in die klimaat is ons happy place, dit maak ons gelukkig. En Steenberg se Black Swan Sauvignon Blanc is net vir my een van daai wyne waar dit gaan nie oor my nie en dit gaan nie oor gimnastiek wat ons in die keller doen om 'n fantastiese wyn te maak nie. Dit gaan regtig oor wat Steenberg se terroir vir ons gee en ek dink dit is wat ons graag in die wyn wil wys. Ons wil daai koel klimaat geure, daai metoxyperacin, so 'n bietjie green pepper, ons laat lei ons daardeur en dit is net 'n ongelooflike voorreg om te werk met wingerde wat dit vir jou gee. Hoekom die naam Black Swan? Is 'n baie interessante storie. Dit gaan so bietjie terug na 1682, toe die oorspronklike plaas se titelakte deur Simon van der Stel wat die buurman was op die oorspronklike Constantia plaas. Hy het die titelakte aan ons eerste eienares gegee. Sy was die eerste vroue landeienaar in die kolonie se geskiedenis. Catharina Ras, sy was 'n Duitse dame. En oorspronklik het sy met kool en groente geboer en handel gedryf, soos wat die plase gedoen het met die mense wat in Valsbaai en die Kaapse hawe geland het. En so die oorspronklike naam van die plaas was Swaneweide, want daar was sulke groot swart voëls op die plaas en sy het gedink hulle is swart swane, wat hulle nie was nie. En ek dink die swaan is tot vandag toe deel van ons embleem en the Black Swan in geskiedenis en in storie vertel is 'n Black Swan event iets baie spesiaals, iets onverwags, veral in die finansiële omgewing. En ek dink dit is wat ons graag wil hê Black Swan moet wees. Ja, pragtig. Dis nie 'n wyn wat jou palet moeg gaan maak nie. Jy kan rustig Ja, aan hom tuig. Ek dink so en ek dink mense wat lief is vir wyn wil juist dit doen. Jy wil 'n bietjie tyd saam met die wyn in die glas spandeer en hoe warmer die wyn in die glas raak en hoe meer kos jy saam met dit geniet, hoe meer praat hy met jou. Ek dink dis die mooi van 'n mooi, goed gemaakte wyn wat terroir wys. Ek gaan nou sommer met die deur in die huis val, ek wou al vroeër, maar kyk, ek onthou net as mediapersoon 20 jaar terug, as daar 'n vroue wynmaker aangestel is, het ons dadelik 'n onderhoud gereël, want dit was skaars. Dit was nie 'n algemene geval nie. Mense het min gehoor van vroue wynmakers wat as hoofwynmaker aangestel word. Riani, ek wil by jou begin, want ek dink jy stap nou 'n langer pad, dink ek, as die res van ons natuurlik in die wynbedryf. En ek wil by jou hoor hoe dinge verander het. Jy was betrokke by verskillende handelsmerke oor die jare, ook as onafhanklike persoon om 'n raadgewer te wees vir mense. Jy is een van die eerste vroue wat as lid opgeneem is by die Kaapse Wynmakersgilde, die 4de vrou sover ek verstaan, so 'n baie lang pad nou al gestap. En dit is duidelik 'n familierigting. Jou man is ook die wynmaker by Ernie Els Wyne en saam stryd om wyne, maar hoe ervaar jy dit? En ek wil net gou vinnig hier sê, ons almal hou van mans, okay? Ek hou van mans en ek is mal oor my mans wynmakers, maar dit is 'n belangrike gesprek om te hê hierdie. Op daai stadium, ek dink daar's 'n tyd waar 20% van die wynmakers was vroue wynmakers. Dis die persentasie wat ek toe nou maar gaan opsoek het. Hoe het dinge vir jou verander en was dit moeilik? Moes jy 'n pad vir jouself oopveg as 'n vrou in die bedryf? Ja, so ek het begin, net nadat ek geswat het ek by Morgenhof begin werk. Sadly, it's not there anymore. It was such a beautiful place. 80s en 90s was daar baie minder vroue. Ons klasse was ook baie klein. Ek het op Stellenbosch geswat, Universiteit Stellenbosch, en die Elsenburg nie. Ek was baie sad, ek nie Elsenburg toe gegaan nie, maar ek dink my keuse vir universiteit was, as ek nie 'n job kry as 'n wynmaker nie, dan het ek ten minste BSc om op terug te val. So dit is hoe ons mindsets was in daai tyd. Ons is 'n groot klas vir die tyd. Ons was 8 studente, waar daar gewoonlik 4 of 5 was. En ons was 4 meisies en 4 ouens. So so dit was nogals al klaar spesiaal. Daarna het dit verander, die klas het weer kleiner geraak. Ek weet die fakulteit het deur 'n periode gegaan wat hulle verskriklik bemarking begin doen het, want hulle wou dit eintlik toemaak omdat die klasse so klein was. En toe die klasse sommer ewe skielik gespring na
30 tot 60 in 'n klas. Eintlik heeltemal uit sy nate uitgeruk. Ek dink is nou weer bietjie gestabiliseer. Hulle sit miskien so tussen 30 en 40 studente en die meeste van hulle vir my nou is actually dames. So daar's 'n groot ommeswaai plaasgevind oor die laaste paar jaar. Ek dink daar's ook meer beurse nou beskikbaar vir studente, jong dames. Ons is baie besig, ek dink die fakulteit is baie besig met transformasie, maar net soos wat ons met die Kaapse Wynmakersgilde besig is. So ja, die goeders het baie verander. In my tyd as 'n jong wynmaker, ek moet regtig baie dankie sê aan Jean Daniel. Ek is nooit op neergekyk nie. Hy het my oral heen gevat na al die tastings toe en alles, jy weet, ek het regtig embraced gevoel, as ek nou die woord kan gebruik. Maar daar was definitief 'n tydperk in daai tydperk wat die meisies probeer groepies begin en hulle eie ding doen want hulle voel hulle word nie raak gesien in die bedryf nie. En ek weet ek het eendag by die ding gesit en ek gesê ek voel glad nie so nie, so ek dink nie hierdie groep is vir my nie. Ek het regtig 'n baie positiewe geleentheid en ek voel ek gaan vooruit en ek kry geleenthede en so dit was vir my regtig baie positief. Ek dink daar's ander wat dit dalk nie so geervaar het nie. En ek dink van die 2000s af is almal baie meer oopkop. Nadat ons politieke situasies in die 90s verander het baie jong wynmakers baie meer begin travel in verskillende lande gaan wyn maak en net 'n ander sienswyse gehad. So ja, dis waar ek sit met dit. En as mense ook nie dink aan mense wat vooraf gegaan het, jy weet, ek dink Norma Ratcliffe, ek het op 'n stadium met haar 'n onderhoud gedoen, het baie werk gedoen, dink ek, om so half vroue, hulle noem haar mos nou die eerste dame van Suid-Afrikaanse wyn, of dit is 'n tipe van titel wat sy saamdra. Iluna, ek wil nou vir jou vra, as jy vir ons 'n idee kan gee, jy sit ook nou weer, sy is die nuwe voorsitter van Sonja Blank SA, jy is op die Kap Klassiek Komitee, is jy nog 'n ondervoorsitter? Watriek, okay, dat ek het seker maak van die titels hierso. So jy neem nogal 'n groot leierskapsrol in Suid-Afrikaanse wyn. Dis nie net jy maak jou wyn daar by Steenberg en jy fokus daarop nie, jy speel 'n groter rol dink ek in die bedryf as net dit. Hoe ervaar jy dit oor die jare? Ja, ek moet sê ek voel ook nogal dat die manlike mentors in my loopbaan ook vir my geleenthede gegee het, soos Riani sê, ek het nooit regtig gevoel dat iemand na my kyk as 'n vroue wynmaker nie. Ek sien myself ook nie so nie. Ek's eers 'n wynmaker en dan is ek toevallig 'n vroue wynmaker. Maar ek dink tog, my gevoel is dat ek sou graag wou sien dat dame wynmakers meer senior poste kry. Groter deelname het in 'n hoër vlak van besluitneming. En so vir my is dit nogal belangrik om te probeer op my ouderdom en op my stadium waarin my loopbaan is, te probeer om my invloed te gebruik in die industrie om vir mense geleenthede te skep. En of dit nou manlik of vroulik is, solank jy goed is en 'n passie het vir wyn maak, sal ek alles in my vermoë probeer doen om jou loopbaan te help bevorder. Ja. Want ek het sulke mentors gehad en ek weet iemand soos Charles Hopkins is nog sy hele lewe lank, sy hele loopbaan lank betrokke daarbey om mense te probeer, jong mense, jong studente te probeer help om hulle loopbane te bevorder. En dit voel net vir my die industrie wat so goed was vir my oor die laaste 28 jaar, vra en verwag van my om te help om bietjie terug te gee. Ja. Hy is die wynmaker wat die meeste van daai protégés as deel van die Kaapse Wynmakersgilde al as mentor opgetree het en jy kan gaan kyk, daar is 'n potgooi reeds opgeneem saam met hom, sy nuwe wynmaker natuurlik Morgan wat saam met hom werk en Carabello wat nou daar in die Hemel en Aarde Vallei is waar sy eintlik so al vandaan kom. So gaan luister gerus, die titel van daai episode is Mentorskap. So gaan loer gerus. Isel, kyk, ons was nou hier diep Constantia rigting gewees. Nou is ons diep in die Parel. Jy weet, en as jy dink aan die KWV en die geskiedenis van die KWV en alles wat dit mee saamkom. En jy wat die mentorskap reeks van hulle ook dra met Oom Perold op die voorkant van die wyn wat jy vir ons saamgebring het, is dit 'n redelike swaar juk om saam te dra of gaan jy maar net doen nou ding en volg die reëls om oude ding en skoon soos jy sê? Nee, vir my dis 'n groot eer. Ek dink om inclusiveness, jammer weer vir die Engelse woord, maar om jou span deel te maak
en opgewonde te kry. Dit's vir my die grootste ding van wyn maak is elke oggend, ek het nou 'n redelike kleinerige spannetjie in die mentorkelder en dan het ek nou 'n groter span vir die botteleringskelder, maar vir my is dit elke oggend as ons voor my wit bord gaan staan, dan sal ons praat oor wat ons nou gaan doen. Hoekom doen ons dit op hierdie drywe? En as ek deur die tenke proe, dan sal ek vir hulle sê, kom staan by my. Hoekom stel ons die temperatuur hoër? Hoekom stel ons dit laer? Jessie, ruik julle dit? Ek het nou al ons paar studente wat daar kom pars, hulle kom elke oggend en sê hulle vir my, you must come and smell this. Dan weet ek al, dan gaan ons na die tank toe en sê ek, okay, wat ruik jy? Wat beteken dit? Wat dink jy moet ons nou doen? So vir my is dis lekker om mense te leer. En ek het 2 weke terug my eerste drywe gekry en ek stap in die kelder in. Toe ek die oggend, ek is so 6 uur in die kelder, toe staan my hele sparspannetjie al daar. Hulle begin eers 7 uur werk en toe is alles al opgestel. Vir die sortering, die tanke se koeling is al gestel, alles is reg. Ek sê vir hulle, okay, maar nou kan ek mos my huis toe gaan. En dit is net 'n trotsheid, mens kweek dit. Dit is as 'n mens net ons passie wat ons het kan oordra aan mense. En vir mense kan sê hoeveel werk in 'n bottel wyn in kan gaan. Dan ek kyk na die studente wat al by ons gepars het. Ja, ek dink na die eerste jaar as hulle klaar is by ons, is hulle nie baie lief vir my nie. Maar dis mense wat by Benguela Cove is, by Waterkloof is, by Flagstone is. Dis oral is van die mense maak ciders nou, maar dit is net hoe jy 'n invloed op hulle lewe kan hê en ek sê net altyd daar is nie 'n grys area nie. Jy doen 'n ding reg of jy doen hom verkeerd of jy doen hom glad nie. So by my sit of jy doen hom reg of jy doen hom glad nie. En dit is maar net dissipline. Ons lag saam, ons huil saam en ons vier fees saam en dit is net vir my ons moet teruggee aan die bedryf. En ek wil net inval ook daar wat hulle gesê het. Ek dink ek het sulke groot mentors ook in my lewe gehad. Ek dink sommer nou dadelik aan Richard Rowe van Australië. Die goed wat hy vir ons geleer het is ek het na Pro toe gegaan, dan sal hy vir my sê, jou hare is te mekaar, kan jy asseblief huis toe ry en dit gaan kam. En weet jy, ek is so dankbaar daarvoor nou, want jy is die brand, jy verteenwoordig 'n maatskappy, maar jy verteenwoordig jouself ook, en dit is belangrik, dis die klein goedjies, hy 1% wat ons elke dag verbeter, wat 'n groot verskil maak. Dis die respek, né? Ja. Die respek op alle vlakke, jy net 'n jaai, so stuur om jou hare te mekaar is. Ek is nie verskillik netjies aangetrek. Jy sit hier agter die mikrofoon. Daar's nie 'n kamera op my gerig nie. Dis Isel natuurlik wat met soveel passie praat. Ons gaan nou daai rooi wyn proe. Riani, as 'n mens kyk nou gevinnig net na oorseese blootstelling, soos wat Isel nou gesê het, hierdie Australiër wat nou vir haar reg beïndruk het. Ek weet Ilunda, jy het ook breedvoerig oorsee gereis en daar's 'n spesifieke toekenning, Riani, wat jy nou nog sê jy glo, dis die een toekenning wat jy sal wil wen. Vertel gou vir ons bietjie van jou oorseese blootstelling. Ek kan nie daai toekenning uitspreek nie, dis die langste toekenning naam wat ek in my lewe al gesien het. Ek het so bietjie Frans gehad, ek weet Ilunda, jy leer deesdae Frans in Swan, passie vir die tale, maar vertel vir ons daarvan. Ek begin elke jaar in begin van die jaar met Frans, maar ek eindig nooit daarmee nie. Maar ek het toe ek nou 'n baie jong wynmaker was, ek is nou net 'n jong wynmaker, het ek hierdie droom gehad om eendag die Pichon Longueville Comtesse de la Lande trofee te wen vir Bordeaux Blends. Maar ja, ek het eintlik half dit nou op sy gesit en dink in die tyd toe ek voltyds begin het met stryde om hier einde 2018 toe ek nou weg is by die vorige plaas, het ek half vir myself gesê, weet jy, waar is jy in jou lewe? Wat wil jy nou nog bereik? Jy het dalk nou nie daai trofee gewen of geleentheid gehad. Jy moet, as jy hom wil wen, moet jy seker inskryf, maar wie het soveel geld om in te skryf vir daai trofee? So die geleentheid het finansiëel nooit oor die pad gekom en maar die hart was daar. Maar ek het op 'n stadium gekom en net sê, weet jy wat, Riani, dit is tyd dat jy ook nou net kyk na jong mense. Ek het op daai stadium al klaar 10 5-ster wyne gemaak, internasionale goed gewen, weet locally goeders gewen en net en maak dit jou happy as jy dit wen. Ja, jy doen en jy's 5 days of fame en dan is dit verby. Jy weet, dan niemand kyk eers daarna en dan begin die volgende kompetisie en dan dink jy, joh. So ek het heeltemal vrede gemaak daarmee en as die geleentheid my pad kom, dan sal dit great wees, maar dit is nie meer 'n myn ding nie. Die myn ding nou is, soos wat hulle ook gesê het, is om jong mense te kry wat absoluut entoesiasties is oor ons bedryf en nie dit geswat het, want ek het 'n geleentheid gekry en ek kon van iets swat nie, maar wat regtig
hart en siel in dit is, soos wat ek miskien hart en siel in dit was en ek dink Ilunda en Isel dieselfde. En as jy op 13, 14 jaar ouderdom besluit jy wil 'n wynmaker wees, is dit wat jy wil doen. Dis al wat jy oor kan praat, dis al wat jy wil praat. En dis gelukkig 'n beroep wat mense met jou oor wil praat. So Ja. dit is nogals lekker. Is dit hoe oud jy was jy besluit dat jy wil 'n wynmaker word? Ja. In 14. laerskool. Ja, in twee hoërskool te gaan. Wat was die katalisator vir daai besluit? So ek is maar 'n plaasgirl en dit was vir my die soort van die naaste aan die kombinasie van plaas, perdry in die wingerd, prentjie of 'n quad bike en die chemiese goedjies, die goedjies wat so borrel en die rookies kom uit en jy weet die hele chemie lab coat hele ding. Dit is my altyd baie fascinerend, chemie. En dit was vir my die beste kombinasie tussen die twee wêrelde wat vir my die meeste fascineer en besluit ek okay, ek gaan 'n wynmaker raak. It's like the best of both worlds. So jy is ook nou op 'n perdeplaas. Berei jy perd tans op die plaas? Ek het in die laerskool en ek het self 'n paar perde gehad, maar daar's geen manier dat ek nou op 'n perd sal klim. Ek sal alles breek in my lyf. ek kyk hulle so van 'n afstand af, nou vra ek vir die meisie, gaan jy my buite as ek kan hom vat? Ek is nou 'n bietjie banger. Ja, ek moet sê ek was daar gewees 'n rukkie gelede en het die perde gaan ontmoet en gister vir jou. Ons het ook groot geraak met perde. So Ja. ons het elke dag perd gerou bloots want daar was nie geld vir Exactly, sale en goed nie. exactly. En sommer met 'n tou hier jy weet leisel gemaak of hoe dit ook al sê. Toe kom ons nou daar, sy gee vir my wortels om vir die perd te gee en al wat ek net onthou is jy kan nie jou hand toe Nee, vou met 'n byt jou wortel vingers. gee nie, met hom plat maak en dan iewers skielik is ek bang. Ek was nooit bang vir 'n perd nie. Ja. Maar hier is ons nou, dit is maar tragies. 14, sy was 14, Ilunda, hoe oud was jy? En hoekom? Ek dink my storie is baie soortgelyk aan Riani. Toevallig het ons nogal eintlik saam groot geword. Ja. Want my niggies en neefies het in die pad af in Joostemerg vlakte van haar afgebly. So ek onthou die quad bikes en die perde. Ons het groot geword. Vakansies is al die neefies en die niggies plase toe. So groot geword in 'n landbouomgewing. En diere was nog altyd vir my 'n groot passie en toe ek op Stellenbosch kom, toe besef ek net as ek graag in die Boland wil deelneem aan landbou, dan gaan dit met wyn wees. En toe dit geswaai en ek dink die eerste ou glasie Spatsendrek wat ons gehad het as studente op Stellenbosch het my nou net oortuig, hierdie is die ding, dit gaan lekker wees. Ek het dit verlede week geproe en jeter is baie mooi. Jy Dis vra pragtig. my nou, Maar ek dit dink was dit is wat dalk- ons kon bekostig. Okay. Inteendeel, die proef was dalk gratis. Ja. Jy weet, agter op 'n Elsenburg bakkie op 'n Vrydagmiddag. Hy het geloop so stroop. Dis so stroop nie. Daai Double Light Harvest loop definitief so stroop. Isel, wat was jou inspirasie om wynmaker te word? Ek dink my storie is heeltemal anders as die twee dames langs my. Ek was in Parel Gimnasium in die skool, die een skool in die Parel wat daar is. Go ek Parel weet- Gim. Ek weet sê ons is Middengim. al drie. Ons is al drie. Al vier. Jy, 4. 4 gemies, is jy ernstig? Nee, ek het dan net Okay. ek het 'n dogter daar gehad. My kinders was maar my gou, hart ja. is daar. Naby genoeg. So, nee, en ek het tennis gespeel vir Suid-Afrika en ek was op pad Amerika toe en ek was in Amerika gewees op 'n tennisbeurs in Des Moines, Iowa. Soos die Vrystaat in Suid-Afrika. Klomp mielieboere gewees by Drake University en ek het daar tennis gespeel en in die eerste 3 maande wat ek daar is, toe hardloop ek, toe buig my knie agtertoe. Oh. Toe skeer ek al my ligamente en toe is die tennisdroom weg en ek het nog steeds my 4 jaar beurs gehad. Ek het vir my suster se troue teruggekom Suid-Afrika toe en toe sit ek my ma neer. My ma het ons baie selfstandig groot gemaak. Want my biologiese pa is oorlede toe ek 8 jaar oud is, so sy het ons baie maak jou eie besluite, jy doen jou eie ding en ek het daar neergesit en ek het vir haar gesê, ma weet nou, ek het Amerika toe gegaan om tennis te speel. Maar nou lyk dit of my tennisloopbaan klaar is, so ek dink ek moet terugkom Suid-Afrika toe. En my ma het vir my gesê, my kind, dis jou besluit, jy besluit wat jy wil doen. Ek het teruggegaan Amerika toe nog vir so 2 maande en toe bel ek haar, toe sê ek nee, ek dink ek kan Januarie op Stellenbosch maar kom studeer.
En ek het teruggekom en my tweede pa was 'n wingerdboukundige en hy het klomp in die wyn gedoen. So as ek nie op die tennisbaan was ek saam met hom in die wingerd gewees. En toe ek Stellenbosch toe gaan, toe is daar definitief net een ding om te studeer. Ja. Ek het nou wel my eerste jaar sielkunde ook gehad. Ek is baie spyt. Ek het nie aangegaan met sielkunde nie, want ek dink ons het dit deesdae nogals baie nodig. Mense sien al hierdie romanse rondom wyn. Maar die invloed wat jy op mense het, is eintlik baie groter. Ja. Ek sal vir die universiteit of vir Elsenburg nogals moet aanbeveel dat hulle daardie mense people behavior en hoe jy mense moet hanteer, hoe jy met mense moet werk. Ek dink dit is 90% van ons werk op die oomblik is om mense gelukkig te hou en te dissiplineer. Die mense wat saam met jou werk en die vir wie jy die wyn maak. Ja, vir wie jy die wyn maak, hoe mense te verstaan. Ja. Ek praat nou baie, maar ek het die laaste 6 maande het ek by die besigheidskool die senior executive kursus gedoen en dis ongelooflik, daar was geen drankindustrie mense in die klas nie. Daar was nou mense van Bestmet en Clover en Discovery en Levi Strauss en van marketing, finansiëel, alles. En net om met daai mense se perspektief te sien van wat aangaan in die wêreld, die goed waarmee hulle elke dag teekom en hoe hulle goed hanteer, is net, jou wêreld verander heeltemal. Maar ja, ek dink almal moet op so 'n kursus gaan net om te besef daar's baie goed wat ons kan teruggee in die wêreld. Ja. My voormalige baas het gesê, as jy wil bestuur, dit gaan nie oor om, ek sê vir my, ek het nie rekeningkunde en ek het geen ervaring in finansies. Sy sê vir dit kan jy leer, dit is om mense te bestuur, wat die groot uitdaging is. Riani, ons proe volgende jou wyn, 2 van hulle, want sy verteenwoordig 2 handelsmerke. Vertel vir ons wat jy in ons eerste proe. Ons kan begin met die Cavalli. So dit is waar ek 95% van my tyd spandeer. Ek dink strydom raak nou amper 'n hobby. Smaak regtig baie min volumes. So jy het 'n bietjie vroeër gevra oor wat is die ding wat mens trotste op is of so iets nou met Cavalli. So ja, ek het by Cavalli begin middel van 2023 en 2024. Ekskuus tog, net. Die wyn is nou nie heeltemal so praat is moeilik. Ja, mik en praat is baie moeilik as hier so 'n groot ding voor jou is. So 2024 was my eerste offisiële oesjaar wat ek nou die einde van die groeiseisoen van die wingerde deur is en moet planne maak in die kelder en ons het nog nie ons eie kelder nie, so jy huur spasie, so dit het sy challenges op sy eie. Maar ja, so die lang en die kort, hierdie is ons droë wit versnit. Voorheen was dit bekend as Cremello. So as die naam verander toe ek kom, dat dit net regtig vanselfsprekend is, dit is wat jy kry. En dit verteenwoordig die 4 wit kultivars op die plaas. Hierdie ene het nou 4 in. So dit is Chenin Blanc, Verdelho, Chardonnay en 'n bietjie Viognier. Chenin is 60%, die Verdelho is 28% en dan 6% elk van die Chardonnay en die Viognier. In die tussentyd het ons nou die Viognier uitgetrek, so die volgende ene gaan net die 3 in hê. Maar ja, dit is 'n goeie verteenwoordiging van die plaas. Ons maak so 6000 bottels van dit en dit is baie spesiaal. So dit is 'n hout verouderd. Hierdie gedeelte is half selektief. Ons het nie echt regtig nuwe hout in hierdie nie. So die wyn gaan oor die tekstuur en die smaak en hoe die kultivars in mekaar vloei en mekaar komplementeer. En regtig 'n groot koswyn. En dit was ons eerste 5-ster wyn vir Cavalli. So ek's baie chuffed daarmee dat om te kom by 'n nuwe plaas en ek dink ek verstaan die wingerd hierdie jaar eers amper vir die eerste keer. Dit vat maar 'n tydjie. Ek stap die gronde op en af en ek het op daai stadium nie grondvervele gehad. Ek het nou en volgens dit besluit wat ons pluk wanneer, net om diferensiëteit te hê en dan met vate en giste te speel, maar ja, baie trots op die wyn. Ons is nou amper aan die einde van die oesjaar, die 25 sal binnekort uitkom, maar ek dink almal is bly by Cavalli en trots op die feit dat ons darm nou 'n 5-ster wyn het. Die brand is so 11 jaar oud, so dis redelik jonk, so daar's nog baie potensiaal om gewys te word, wat lekker is. Ons het deur al die wyne gaan proe na die dag. Hulle gee hom ons met 'n oester, dink ek. Is dit nie deel van 'n oesterproe nie? Daar is so oester tasting wat hulle verskillende ja. As ek nou reg onthou, ek het 'n video, miskien moet ek maar net gou vinnig teruggaan op die video en kyk, maar dis regtig heerlike wyne wat julle daarso maak, maar dit is nou soos jy sê seker moeilik om in te stap en jy begin by iemand anders se plaas, maar jy werk eintlik, jy boer nog met iemand anders se kalvers en tog moet jy dadelik verantwoordelikheid neem. Ja. Ek moet sê,
In my loopbaan, dis die eerste keer wat ek by 'n plaas instap wat ek 'n ander wynmaker se wyn erf. So, ek is basies maar by 2 plekke voor dit en toe ek op môre nog kom met Jane kom tree net die jaar voor my daar begin. So ons het regtig saam gegroei en Haskell was daar 1 jaar se wyn voordat ek daar was. Was actually by Louwelen Rus en Vrede gemaak. So ons het eintlik offisieel in 2005 begin. So dit was natuurlik great. Maar ek moet sê ons is besig om so vinnig te groei dat ek sit nie met voorraad vir lank nie. So dis nie ek begin as 'n wynmaker en ek gaan vir 4 jaar nog iemand anders se wyn in die bottel verkoop nie. Ons is deur al die wyn wat in die bottel was, toe ek al gekom het, redelike klassifikasies gedoen en die mooiste goed is gebottel en ons groei verskriklik vinnig. Hierdie hou is half konstant, op die volume is, maar as ek nou dink aan ons Chenin Blanc en ons Chardonnay, ons bottel elke jaar omtrent 5-6.000 bottels meer. Die Chenin groei sommer met omtrent 20.000 bottels hierdie jaar op die ene en op die ander ene seker, waar was ek nou? Ja, probably about 10.000. So ons doen 2 Chenins, 'n goue ene, ongoue ene en albei van hulle groei tussen 10 en 15.000 bottels op die stadium. Ons is 'n groeiende brand. Ek dink ons gaan elke jaar se groei nie, maar op hierdie stadium moet ons balans kry, ons volumes kry en dis fantasties in die tyd wat baie mense swaar kry en actually hulle plase opgee en ons het nog nie eintlik eers heeltemal die buitelandse mark heeltemal oorwin nie. Ons voer miskien 10 tot 15% uit wat nuwe markte is. Ons verkoop dit plaaslik. So dis 'n verskriklike groot plaaslike volg wat ons in die laaste 2,5-3 jaar bereik het. So baie geluk. Pragtige etikette ook. Ja, so die ou etikette van Cavalli is perd in Italiaans. So die ou etikette het almal 'n perdenaam of 'n perd opgehad of so iets. So ons is meeste van dit nou uit. Ons vonkelwyn het nog 'n perdelabel, maar ons het dit nou ons maak dit nie meer nie. Ons gaan nou hierdie jaar 'n rosé begin maak. So die pressure is nogals op my. It's like baas vra nou dag, are you okay with the rosé? Are you organized? Ek sê okay. Ek moet seker georganiseerd wees, ons is in Parstyd. Maar so dit gaan nogals interessant wees om kyk my hand aan rosé sit. Sal my eerste keer wees. Maar nee, ek dink so hierdie etiket het ons nou van 2022 af en ek dink dit het ook 'n baie groot rol gespeel met waar ons osself kon plaas in die mark waar ons nou is. So dis regtig dinamies. Dis vir my verskriklik lekker om iets te vat van die plaas af en dit te sit in iets en actually dit mooi te maak. Ja. En dit is mooi want ons kan sien hoe goed dit verkoop. So dit moet mooi wees. Wagen is dit so werk. Elunda aan jou kant, ek meen jy sit ook nou, sy sit met 'n jong plaas. Jy sit met geweldig baie geskiedenis. Jy het ook vertel dat's 'n mooi storie wat jy vir ons wil weergee van Steenberg self in daai pragtige Constantia waar ons eerste druiwe in Suid-Afrika geplant is. Ja, wat was die datum? 1659 dink ek. Wat Groot Constantia die eerste wynoes geproduseer het en ja, soos ek vroeër genoem het, net die storie van Catharina Ras en die feit dat hierdie vrou in die laat 1600s die geleentheid gekry het om 'n landeienaar te wees in die Kaapse kolonie. 'n Ongelooflike sterk en dinamiese vrou met ek dink 13 kinders en 5 huwelike. Ja. Later, so ja, ek dink ook vrou wees is nogal iets wat vir ons as 'n handelsmerk baie belangrik is. Daar's baie sterk vroue in die besigheid. Ons is nou in die 3de generasie van die Beck familie, waarvan die oudste van die 5 kleinkinders, Emma Beck, nou geweldig betrokke is by Steenberg en by die besigheid en ja, binne in ons restaurante en by ons hotel is almal ook baie sterk vroue leierskap, so dis definitief iets wat vir ons baie belangrik is en die ontwikkeling van mense en die ondersteuning van mense in ons plaaslike omgewing binne in Constantia, want Constantia is net so oor die 400 hektaar en ons word omring deur die suidelike voorstede. Ons word omring deur huise. Is 400 hektaar wat nooit ooit in die geskiedenis weer groter kan word nie. Dit kan net kleiner word. So dit is baie belangrik dat ons dit beskerm. En as 'n mens nou net gou vinnig bietjie fokus op
die toekoms. Hoe sien jy die toekoms van wyn in Suid-Afrika? Net so, ek weet dis 'n rowwe een, maar wat is jou gevoel? Ja, dit is 'n rowwe een, maar ek dink dit is maar soortgelyk aan die toekoms van wyn in die wêreld. Daar's gedeeltes daarvan wat my baie opgewonde maak, want ek dink dit is ook wat ons as 'n handelsmerk probeer doen met die toekoms van Steenberg, en dit is om te fokus op 'n Constantia storie, om te fokus op cultivars en wyne en wynstyle wat aard by ons terroir. Ek dink dis belangrik vir Sauvignon Blanc, maar ook vir ander cultivars en vir streke in die Suid-Afrikaanse wynbedryf, is om vir ons besig te hou met wat werk in ons streek, en nie net cultivars te plant omdat ons dink daar's baie verbruikers wat die uiteindelike wyn gaan geniet nie, maar om te plant wat jy kan sustain en onderhou oor tyd vir volgende generasies in jou spesifieke terroir. En ek dink dis soortgelyk met die res van die wêreld. Dit gaan oor 'n streeksidentiteit, om te fokus op wat jy glo jy uniek is in, of wat jy die beste kan doen in jou land of jou streek, en om te probeer om in hoër pryspunte en in meer premium wynkategorieë Suid-Afrikaanse wyne internasionaal te verkoop. Ek kan nou verstaan hoekom sy voorsitter is van goed, jy weet, want sy praat alles so mooi diplomaties. Ons het bietjie gespot voor die tyd in 'n vreukie en gevra, jy weet, hoekom maak vroue beter wynmakers as mans? En julle dit is tong in die kies gesê, asseblief moet dit nou nie so ernstig opneem nie. Ons benader tog dinge 'n bietjie anders. Ek dink jy mens kan dit miskyk nie. Daar is 'n sekere formule wat gevolg moet word. Daar's reëls, daar's die studie is daar agter en die ervaring. Maar wat dink jy bring vroue na die tafel toe as wynmakers? Ek dink dit is, ek werk in 'n baie diverse groep. Ons is helfte vrouens, helfte mans. En dit was vandat ek begin het by KWV, was ons altyd helfte vrouens, helfte mans. Of dit nou witwyn, rooiwynmaker is, of dit wingerdkundiges is, dit is bemarking oorheers gewoonlik die vrouens. Maar dit is regtig, ons is so 'n diverse groep. Vir my is dit gaan maar alles oor jou palet ook. En ek dink die fokus baie keer op sekere goed is net, ons is baie meer gefokus. Jy vat elke iets soos dit kom, en ek glo nie in resepte nie, of jy kos maak, en of jy wyn proe, of jy wyn maak. In die oggend as ek in die kelder instap, en proe ek deur al die tenke, dan weet ek wat om te doen. So dit is baie keer, is dit moeilik, as hulle vir my sê, nee, jy moet nou 'n daggie, miskien by die huis bly, dit gaan nie gebeur nie, want jy proe die wyn, dit is die besluit wat jy dadelik maak. Vir my is dis vir my lekker. Ek gee nie om op 'n Sondag aand in te gaan kelder toe en die wyn te gaan proe nie. Ek wil liewer op 'n Sondag aand proe as daar iets fout gaan kom, as op 'n Maandagoggend instap. So ek dink net baie keer ons toegewydheid en ons dissipline is baie keer baie meer gefokus. Ek persoonlik, en ek praat dit uit my persoonlike hoedanigheid hier, ek is nie die mees meganiese mens wat daar is nie. Ek glo daaraan dat daar word mense aangestel wat fokus op dit. My fokus is op wynmaak en om spandinamika, om die span by mekaar en almal gemaklik te kry in hulle eie vel. En as jy by my in die kelder instap, sal jy ook sien, my lese is altyd, werk tot mense se sterkpunte. Party mense kan nie somme doen nie. Maar party mense is weer goed in iets anders. So werk tot mense se sterkpunte en gee vir hulle, liewer jy het 'n baie meer dinamiese span as jy tot mense se sterkpunte werk. Ja, ek is ook 'n beter proeër as 'n sommaker. Ja, ek dink ek ook. Riani, die volgende een, jou wyn, dis baie mooi geantwoord, Isel, hoor. Pragtig, dis so mooi, emosioneel man, emosioneel. Siblings volgende aan jou kant, Riani. Ek is nou by Sy skink, sy mik, en dis nou die strydom wyne natuurlik. Ja, sommer net vinnig. So siblings in die strydom portefeulje is ook 'n wit blend. Dit is lekker om die twee te mekaar te wys, nie dat ons in kompetisie met mekaar is nie, want is net heeltemal anders te is. So ons het in 2020, Jean-Louis was nog op Elsenburg en hy wil toe homself verbeter deur te sien hoe plant mens wingerd. So toe word daar wingerd geplant
op ons het 'n stukkie grond daar in Stellenbosch. Ons is baie bevoorreg, ons bly al 20 jaar daar. Plek in 2000 gekoop, maar net altyd een blok wingerd geplant. En toe Jean-Louis nou baie entoesiasties en ons moet nou die agtergedeelte van die plaas ook plant. So dit is gedoen in 2020 en onder andere het ons stokbypaaltjie geplant. So die Chenin Blanc en die Marsan en Roussan is waar het hierdie versnit bestaan. Marsan Roussan is Rhône cultivars van Frankryk en dan Chenin Blanc is natuurlik Suid-Afrikaans of hoofsaaklik vir ons is geplant by stokbypaaltjies. So dit was nou 'n half 'n passieprojek vir hom en vir hom om te leer hoe plant jy wingerd, hoe moet die grondvoorbereiding, hoe werk die prosedures, sit die besproeiing in, allerlei tipe dinge. So en hy's baie passievol oor die wingerd. Dit lyk definitief baie beter van dit hy voltyds daarna kyk as wat ons voltyds daarna gekyk het. Hy's nogals redelik op dit. So hierdie is die tweede kommersiële vrystelling van hierdie wyn. Dit gaan omtrent in 80%, 70-80% amfora en dan net die balans 'n bietjie in 'n vat. Hoofsaaklik is dit maar die Chenin Blanc wat in 'n vat is. Die Chenin Blanc maak omtrent 60% van die blend en die ander twee, ons sit net 700 stokkies van hulle twee saam. So hang af wat die wingerd vir ons gee. Een jaar is daar meer Marsan, een jaar is daar meer Roussan. Dit is absolute textured white. Marsan Roussan as cultivars het nie hoë sure nie, hulle het maar uit die aard van die saak hoë pH's ook, so dis die Chenin Blanc wat maar die suurgedeelte bybring. Ons bou hulle maar so 'n bietjie op deur die jaar om daarom te kom by 'n pH dat die wyn 'n bietjie kan verouder. Maar ja, dis net 'n lekker drink koswyn. Ek doen baie goed met dit oor see vir kos pairings, food pairings in restaurante en ja, so interessante wyn. wyn. Want ja, pairings dit is seker een van die moeilikste goed om vertaal te kry. Ilona, as mens nou kyk byvoorbeeld na jou loopbaan, jou CV en agtergrond, baie duidelike fokus, hier is nou by Sauvignon Blanc SA, voorsitter daarso, maar Kap Klassiek is 'n groot passie vir jou. Daai Steenberg Kap Klassiek van julle drink ons gereeld. 1682 Chardonnay. Ja, nee, jene, en dit kom voor as wat gaan hier baie ernstige en tog is dit. Ek meen dit is 'n ernstige vonkel, maar dit is 'n gelukkige. Ek sê altyd as jy die balans kan kry tussen iets met diepte en erns, maar wat nog steeds vir jou gelukkig maak. En dan dink ek aan Duimpie Bylief en 'n ander rede. Jy weet dis die tipe van persoonlikheid wat aan die een kant is 'n ou wat kom met 'n massiewe agtergrond en tog is hy net hierdie lekker mens. Maar vertel vir ons oor jou liefde vir Kap Klassiek. Ja. En jou rol wat jy nog daar speel. Ja, ek dink die Suid-Afrikaanse bedryf, dis seker maar soortgelyk aan die storie van Chenin en Pinotage, maar die Suid-Afrikaanse wynbedryf is so gelukkig om hierdie kategorie van vonkelwyn te hê waar Kap Klassiek regtig net vandat ek daarbey betrokke is en dis amper 20 jaar nou, net elke jaar groei. Dit is nog steeds een van die vinnigste groeiende kategorieë in wyn in Suid-Afrika en dit lyk net asof daar's geen ophou nie. En dit is so ongelooflik om te sien hoe die res van die wêreld die kwaliteit wat ons in die bottel sit begin waardeer en begin vra daarvoor, ask for it by name. En ek dink ons kan dit sien in die groei in die volume wat ons maak, die volume wat ons in Suid-Afrika verkoop, maar ook dit wat ons uitvoer. En so as 'n wynmaker is daar partykeer baie dingetjies wat ek graag sou wou verander en nog 'n bietjie aanpas en nog 'n bietjie die kant toe en daai kant toe, maar soos jy sê, 'n mens moet versigtig wees om met 'n wenresep te smokkel. Ja. En ek weet Riani is ook baie passievol oor die verbetering van die Suid-Afrikaanse, ek wil amper sê stoet. Dan sê mense vir my maar at least is nie koeie nie, maar dit is hoe ek dit nou wil vir jou sê. Ek gaan 'n bietjie afsluitend 'n paar interessante vrae en dan gaan ons nou nog Iselse wynproe. Aan jou kant, Elunda, die beste wyn wat jy nog ooit gedrink het, dit mag nie 'n Steenberg wees nie. Tensy dit 'n ou Steenberg is, as jy wil, wat jy nie self gemaak het nie, en die interessantste plek wat jy nog ooit 'n glas wyn gedrink het. Sjoe. So die interessantste plek, miskien is dit een en dieselfde die antwoord, dink ek. Dis hoekom ek kom so saam vra, want partykeer is die geval. Ek dink ek gaan moet teruggaan na Kap Klassiek daar en ons het as 'n assosiasie het ons die ongelooflike voorreg om elke tweede jaar in Oktober
gaan 'n klomp produsente van Kap Klassiek saam as 'n groep Epernay toe, die hart van champagne. En daar's 'n groot vonkelwyn uitstalling en dis vir 'n week lank en eintlik al wat ons doen is net 'n goeie verskoning om te gaan drink. Maar al wat ons doen is vooraf betref ons reëlings en die groep word oral in al die champagnehuise ingeneem. En dan is daar hierdie spesifieke klein wynwinkeltjie in die middel van die dorp wat saans tot wie weet watter tyd toe oop is, waar ons dan elkeen vat sy klein begrotingkie wat hy saamgebring het en ons almal spandeer, ons blaas ons begroting op Magnums champagne. En ek dink daar het ek van, ek wil regtig nie graag kies nie, maar ek dink van die ongelooflikste wyne van champagne van die streek geproe en gedrink en net inspirasie daar uitgevat. As iemand nou hulle begroting moet blaas, wat s'ie voorstel? So vir my is een van die ongelooflikste champagnehuise waarskynlik Krug en ek het 'n ongelooflike voorreg gehad om ook by Dom Perignon in hulle spesiale lokaal te proe en ek dink net daai wyne wys vir jou die kuns van honderde komponente vat en dit bymekaar sit om 'n ongelooflike wyn, the art of blending. Ek het nog altyd daar uit inspirasie gekry. Ja. Isel? Mees interessantste plek waar ek nou al wyn gedrink het of 'n glasie wyn gedrink het. Duitsland, die Aarvallei. As jy daar in daai streek is die kleinste wynstreek in Duitsland. Ek en vriende het AC/DC gaan kyk en toe land ons op in die Aarvallei. En ons het geproe by Meyer Nakkel en die eienaar se dogter sê toe vir ons, julle moet nou oor hierdie bergie stap. Maar dit is so heuweltjie, maar hy lyk amper soos 'n berg. En dan is daar 'n restaurant. Dis 10 minute se stap, 45 minute later kom ons daar uit, want dit is so mooi dat jy neem die hele tyd foto's. Toe sit 'n ou klooster wat hulle die dak afgehaal het en is 'n restaurant. Ek dink nie Riesling het al so lekker geproe soos daai dag. Nee. En nou nog 'n plek. So ek gaan nie wyn skiep, ek het nog 'n antwoord. Ek het 1 jaar het ek Dinner in the Sky gedoen in Brussels, waar jy jou 50 meter in die lug optrek met 'n klomp joernaliste. En daar was so 'n paar, hulle is mos Frans en Vlaams in België. En so die joernaliste moes aangetrek het soos Marilyn Monroe of Elvis Presley of so. Toe het hulle nou almal so aangetrek en hulle trek ons toe nou hier 50 meter in die lug op. En as ek staan in die middel en die chef staan in die middel en dan die DJ. En ons was skaars daarbo. Toe sê die Franse man, nee, hy moet badkamer toe gaan. En ons is soos, nee, jy moet 2 ure nou hierbo sit. Na so 20 minute, toe sê hy kan nou nie meer hou nie. En toe ons nou maar afgaan grond toe, is dit baie dankbaar, want toe is daar so donderstorm soos vandag. Anders sou ons nou 50 meter in die lug gewees het. O, jene. Martelies, gunsteling of lekkerste wyn. Ek gaan nie internasionaal gaan nie. Ek gaan Suid-Afrikaans. Ek gaan ook nie KWV gaan nie. Ek gaan sê verouderde witwyne van Suid-Afrika. Sauvignon Blanc, ek het so tyd terug Tellergraaf en Mornay vir my 2010 Sauvignon Blanc gegee, 2014 Sauvignon Blanc. Ek kyk nou net na ons Mentor Grenache Blanc 2011. Daai wyn lyk of hy eergister gebottel is. Daar is soveel goeie ou witwyne in Suid-Afrika, wat ek dink, dit is, ek dink nie die wêreld het al besef wat ons het nie. Ek dink ons is baie bederf in Suid-Afrika, ons hoef nie te ver internasionaal te gaan nie. Ek is baie lief vir 'n syde van die Rhône, en dan so half in die middel ook, so ek hou van internasionale wyne, maar ek is baie lief vir ons Suid-Afrikaanse wyne. Ek dink ook verouderde witwyne fantasties, met die Sauvignon Blanc ouens juist daaroor gesels, Ilunda. Riani, dame. Ja, daar's nogals baie, so om te kies is moeilik. So Ilona het nou begin met champagne en as ek nou moet terugdink, ek was weer eens 'n baie jong wynmaker, bietjie deur champagne getoer. Ek Morgenhof daai jare
aan Cointreau, hulle het Gassé besit, so ons was in 'n tasting by Gassé, wat 'n kleiner champagnehuis is, waar familie besit dit. En daar onder in hulle kellers het hulle daar bottels soos 1956 champagne oopgemaak. En ek dink dit as ek moet terugdink en ek het al regtig Krug is ook spesiaal, sit in die middel van Veuve Clicquot tussen Alley Tank en Prony Lab saam met Jacques Petters toe hy nog daar was. Dis regtig grand geleenthede, maar ek dink daai was net, mens dink aan champagne is iets wat nie verouder nie of wat jy nie veronderstel is om te verouder nie. En dit was nogal spesiaal om so ou champagne oop te maak, nog steeds gas te hê en nog steeds 'n vonkel gee in die hart, was nogal spesiaal. I mean, daar's baie spesiale wyne. Frankryk was my nog altyd baie na in my hart. Dit is nou 'n bietjie verander. Ek dink style wat hulle nou maak is nou nie meer so cool nie. Die wyne raak my nou 'n bietjie anderste, maar jy het ou 82 oesjaar Bordeaux, baie spesiaal. Burgundy sal vir my altyd baie Pouligny Montrachet is my gunsteling area. So enige ou Pouligny, I mean, jy drink 'n Pouligny en dis 'n 10 jaar oue Chardonnay en dit proe soos 'n jaar oud. Dit is altyd vir my super fascinerend. So, daar's baie spesiale wyne, in Suid-Afrika. En ja, die geleenthede kom voor en dis net, ek dink as jy so 'n bietjie die ouderdom raak waar ons is om alles te onthou raak 'n bietjie moeilik. Ja, nee. So ek sal graag alles wil onthou soos ek 20 jaar gelede dit onthou het, maar nou is dit 'n challenge. En ek dink baie keer voel mense sleg om dalk te praat van 'n internasionale wyn, maar dit is jy het nie altyd toegang tot dit nie. So dit wanneer jy die kans het om iets regtig kwaliteit van oorsee af te drink, dan is dit nou nogal 'n oomblik, jy weet, want dit ver gereis of jy's daar in die plek waar dit vervaardig word en so. Ja, wyn smaak altyd die beste waarvan kom. Net een ander keller wat ek dink nie baie mense daar kom dink aan Switserland as 'n plek wat goeie wyn maak nie, is diep in 'n keller, die keller se naam is Dunash, en om Completer te drink. Completer is 'n cultivar van Switserland wat eintlik amper uitgesterf het, en hulle spesifiek was een van die ouens, sy pa, wat hierdie ding weer begin revive het, en nou begin al hoe meer mense Completer plant. Maar ou kellertjie, so, hulle is seker een van die famouste plekke in Switserland, maar onder in hulle keller in die Mufsit Sonifat, ek het actually 'n poster van die ou se keller uit by Louis Gepars in 2000, en weet sy wyne dit is baie spesiaal, want ons dink nie daaraan om Switserland toe te gaan om wyn te proe nie, en dit is beautiful, hulle wingerde is ongelooflik mooi. Dit is altyd lekker vir mense om te hoor dat, jy weet, mense soos julle ook foute maak. So begin bietjie dink aan wat het fout gegaan waar. Gaan ek dit vra nadat Isel vir ons vertel van die wyn asseblief, Isel. So, Mentors Perold is 'n Kaapse versnit, so dis 'n Pinotage basis wyn. Abraham Perold is die pa van Pinotage en hy het in 1925 die kruising gemaak tussen Pinot Noir en Cinsault, en hy het in 1927 by KWV gewerk as kellermeester. En ons het besluit ons vlaggenskap wyn word na hom vernoem. Toe ek by KWV begin het, was dit 100% Shiraz, en in 2010 het ons sommer dit verander. Ons het 2 wyne gemaak, 'n Shiraz en 'n Kaapse versnit. So ek was van die begin wat ons Perold 'n Kaapse versnit maak, het ek die wyn gemaak. So dit is nogal so lekker, die storie bou nou lekker aan. En ja, soos julle kan hoor, ek is al 16 jaar by KWV. Maar hierdie wyn het vir my is, soos Ilona en Riani ook gesê het, dit gaan alles oor waarvan af die druiwe vandaan kom. So die Pinotage is Stellenbosch, dis 'n unieke blok. As ek in die wingerd staan, kyk ek op Tafelberg uit. Dis cool. Dis ou bosstok wat al in die 30 jaar oud is. Daai blokkie noem ek al my Perold Pinotage blokkie. Die Shiraz kom van die Swartland af. Droëland. Ons bid elke jaar net dat ons nog 5 trossies meer kry, want daar is nie baie druiwe nie. Ons wingerdboukundige maak het my ook nou vanoggend gebel toe sê, nee, daai Shiraz moet nou maar inkom, want anders gaan daar niks oorbly nie. En hy Cabernet is weer van Stellenbosch, en elke jaar, ek sê dis my basis, Pinotage, Shiraz, Cabernet, en dan sit ons die make-up aan, wat die wyn kort. Of hy 'n bietjie eyeshadow kort, dan sit ek Malbec by. Of hy 'n bietjie lipstick kort, sit ons Petit Shiraz. Elke jaar is daar 'n ander 5 of 10% afhangende van wat die wyn nodig het. Die wyn is 100% nuwe hout, maar die vate wat ek gebruik is meer light toast, lig gerooster, het word water gebuig, dis regtig nie, ek probeer nie, die hout moet nie dominerend wees nie, en hierdie wyn het laas jaar ook die Vertex trofee gewen,
by Veritas. So baie trots op hierdie wyn. Ek dink vir ons is dit 'n eer om hierdie wyn te kan maak en veral omdat hy pinotage gedrewe is. Die wyn doen baie goed internasionaal. Ons verkoop redelik baie van die wyn internasionaal, maar ja, vir my is dit net altyd ons probeer Perold se naam aan die gang hou. En onthou, En as ek nou 'n glas wyn kon drink saam met iemand, sal dit nou saam met Prof Perold wel gewees het. Ek wil gehoor het nou wat het hy nou alles gedink en ek dink as jy nou vir Prof Perold vat en jy vat vir hom Duimpie Bailey by en jy sit nou en jy drink nou 'n lekker glas wyn saam met hulle twee, dink ek dit sal daarom nou 'n interessante gesprek gewees het. Dis wat ek altyd voel en dis ook hoekom ek dink hierdie gesprekke so belangrik is dat 'n mens baie keer in lang formaat 'n mikrofoon voor iemand sit en sê praat, jy weet, en laai af oor die geskiedenis en vertel alles, want ek dink baie van daai stories het verlore gegaan, jy weet. So ek weet dit is vreemd om af te sluit met foute, maar ek voel altyd 'n mens leer jou beste lesse uit foute uit. So Elunda, ek weet julle is almal hoofmeisies, so daar gaan min dinge verkeerd. Maar enigiets wat in die keller of in die wingerd verkeerd gegaan het waar jy gedink het jy moet nou maar begin bid. O nee, verseker. En maar dit is rarig. Dit is nou 28 jaar later en ek onthou daai foute en ek het hulle nog nie weer gemaak nie. So ek sal dit nooit vergeet nie. Ek moes een keer 'n bietjie papierwerk teken nadat ek 'n verkeerde foutiewe swaalaanpassingkie gedoen het net voor bottelering by Nederburg. En ek weet daai spesifieke looitjie Nederburg Baron moes nog maar toe op die ou en so vir 6 maande in die warehouse lê tot ons dit kon vrystel want die swaal was 'n bietjie hoog. Ek het nog nie weer 'n fout gemaak met 'n swaalaanpassing nie. En verder, eintlik 'n oulike storie is op die ou einde daar 'n nuwe wyn ontwikkel uit 'n suuraanpassingkie wat verkeerd gegaan het by Nederburg. Ons het 3 Italiaanse cultivars in die keller gehad waarvan ons wyne gemaak het vir die private bins wat ons by die Nederburg veiling verkoop het daai jare. Sangiovese, Barbera en Nebbiolo en toe weens 'n verkeerdelike suuraanpassingkie moes ons toe maar die 3 blend om die suur af te bring. En daar het ons 3-way Italiaanse blend begin. So, Nice. ja, ons kon dit daarom alles red. Isel, jou kant? Of het jou storie dalk nie dieselfde Daar's positiewe so uitkomste? daar's so baie goed al gebeur. Ek het net verlede week toe lag ons weer in die kelder want ek het toe ek al die jare nog groot volume witwyne ook gemaak het by ons en dan die kleiner volume rooiwyn. Dan het ons altyd wynseensuur en appelsuur, malic acid gemeng vir die witwyne en dan dan gaan ek mos nou oor na die rooiwyn toe. So kan ons nie verstaan dat die AMG nie wil deurgaan nie, want ek pas nog steeds helfte aan. So sit ek dit by en ons probeer dit uitkry. So dit is een foutjie wat ek nooit in my lewe weer sal maak nie en maar gelukkig gaan ons nou lag daaroor. Ja. En dan 1 jaar het ek was 2011 het ek 'n pars in Italië gaan doen in Umbria en net voor ek moet op die vliegtuig klim. Dus ons gou besig om tenke te rek en toe pomp ek per ongeluk skryf verkeerde werksopdrag uit en toe's die mentor Semillon sommer by die Sauvignon Blanc en toe het ons ook 'n Sauvignon Blanc Semillon begin. Toe sy net gehoud, hy was altyd ongehoud en toe het ons nou gehoud. En toe moes ons so 'n bottel as 'n Wat 'n pragtige wyn. Sauvignon Blanc Semillon. Maar ja, ek dink en die les wat ek daai uit geleer het is ek sal nooit vergeet. Nou is ek by 2 jaar van wyn maak. Ek pak sweet uit. Ek is op my senuwees. Hulle het my vliegtuigkaartjie al gekanselleer. Ek mag nie meer oor see gaan pars nie. Nie regtig nie. Ek dink dit alles nou al in my kop. En ek stap in die kantoor in by Richard en hy sê vir my ek gaan dit nou in Engels sê. Now, I'm so glad you're human. You can also make mistakes. Met foute leer mense om goed beter te doen. En dit is die leerskool waaruit ek kom. So dit is vir my net, mense maak foute. Ons almal maak foute. Ek dink ek het seker al die meeste foute gemaak. Almal weet net nie daarvan nie. Ja, nee. Meeste van die wyne wat ek in die bottel sit is foute. So dit is regtig net ons moet teruggee aan mense en ons moet
vat net so 2. Ek sê altyd delete eers die helfte van jou e-mail en dan stuur jy dit weer. Ek wens dit ek kan met my woorde ook soms reg kry. Nee, jy praat pragtig. Ek is baie beïndruk met almal van julle wat so mooi praat. Riani, ons sluit af met jou grootste fout. Ja, Jammer. So, ja, ek kan nie ek dink nou of ek 'n fout maak, maar ek kan nie eintlik dink aan Hoof meisie. Ek kan nie eintlik baie dink aan wynfoute nie. Want ek moet sê vir so lank as wat ek wyn maak nou, doen ek al my aanpassings self. So ek skryf jou 'n briefie uit vir iemand of so, ek is maar altyd daar. So ek juis vir nie foute maak nie. Maar een situasie wat wel gebeur het by my is in die wynbedryf, maar ek sê bietjie uit. So 'n baie gesiene wynkritiek in Suid-Afrika het my genooi om te kom proe op een van sy panele in Johannesburg. En vliegtuigkaartjie en alles is georganiseer. Ons was 'n klein groepie mense. Ek het nogals redelik geëerd gevoel dat ek genooi is om nou te gaan proe in hierdie final line-up van wyne. En maar dis Parstyd so mense raak half heel entoesiasties en goed. En jy weet as jy dink kyk, maar jy sien hom nie eintlik nie. Jy dink dis 'n volgende ding. So onder andere ek staan langs die sorteertafel en ek sorteer Shiraz. Nou die storie agter die wyn vertel, maar sorteer die Shiraz en alles die volgende oomblik en ek sê die hele tyd vir die mense, seker 5 keer daai oggend, onthou môreoggend is ek hier nie, ek moet Johannesburg toe vlieg. So dis nie dat ek het vergeet dat ek moet Johannesburg toe gaan, ek het die dag verkeerd gehad. Volgende oomblik lui my foon. O, jene. Where are you standing at the airport? Ek's like, no, ek is nie by die lughawe nie. Sê, maar jy moet by die lughawe wees vandag. Nee, ek staan langs die sorteertafel, ek kom môre. Hy sê nee, jy het jou datums verkeerd. So okay, toe maak hy 'n ander plan. Maar lank storie kort met dit. Daai was 2007 en ek het nou wel die tasting gemis en baie embarrassed. Ek kan hom miskien nou nog nie eens in die oë kykie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Daai wyn het op die einde, dit was die Haskell Pillars wat ek besig was om te sorteer saam met die mense langs die sorteertafel. En daai wyn het daai Tri Nations trofee vir ons gewen. Met die eerste release van dit was die eerste oesjaar van hierdie wyn en dit was beste Shiraz, beste wyn op skou, best all over wyn in Australië. Toe dit nog net was Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika. En Suid-Afrika was ons 13 jaar al in die show en ons het nog nooit iets gewen nie. En ons het daai jaar met daai wyn alles gewen wat jy kon wen. So dalk 'n bietjie embarrassing moment want ek was verkeerde dag by die lughawe, maar op die einde van die dag was daar sekere purpose dat ek moes vergeet en ons het die wynfinaal gemaak. Ja. So dit was my grootste fout. So loop die natuur in die heelal, sê Ja. ek vir jou wat so saamwerk. Julle baie dankie. Ek het nou so lekker gesels met julle en dankie weer eens dat julle in 'n moeilike tyd van die jaar, kyk vir julle is dit 24 ure 'n dag, maar moeilike tyd van die jaar kon deurkom om te kom gesels oor julle loopbane en ons kan nie wag om die volgende oeste saam met julle te proe nie. Baie dankie weer eens vir die inkom. Gesondheid. Cheers. Laastens weer. Gesondheid julle. Baie dankie weer eens aan my gaste hier in die ateljee. So groot voorreg om met hulle te gesels. Ons dink aan almal met die oes. Maar dit is tyd om af te sluit met my wynfeit vir die week. Die wêreld se grootste wynbottel word die Nebukadneser genoem, vernoem na 'n antieke koning. Nou, die Nebukadneser is 'n baie groot 15 liter wyn of champagnebottel, gelykstaande aan 20 standaard 750 ml bottels of ongeveer 100 tot 120 glase. Nou, dis vernoem na die Babiloniese koning Nebukadneser II en die formaat is blykbaar gewild in champagne en Bordeaux vir veroudering, aangesien die dikker glas en groter volume stadiger en meer komplekse veroudering moontlik maak. So, ja, laat my weet of jy al ooit 'n Nebukadneser gesien het in terme van die wyn. Dit is die week se Die Reine Wynheid. Gesels met my op brink@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou wat jou gunsteling wyn is en of jy al van hierdie wyne van die week geproe het. Totsiens.